hierdie brood het by my uitgekom, toe was hy al so groot. As jy al ooit probeer 'n stukkie afbreek wat klein genoeg is om jou mond toe te sit, en mense daar 10 minute later eet hulle nog altyd brood. So, dis nie die antwoord nie. Ek gaan vandag kort wees, so ons kyk vandag na 'n interessante gedeelte van die woord van God. Draai saam met my, blaai saam met my na Handelinge 18 toe asseblief tog. En ons gaan 'n oomblikkie daar lees vir 'n paartjie, ons gaan daar kyk. Laaste 45 jaar dat ek gered is, en moederskap drasties verander, het Moedersdag verander. In ons kerke 45 jaar gelede was die moeders almal getroude moeders. As jy na Makassar toe kom of Kloetersdorp toe kom, is 90% van die mense ongetroude moeders. Of die wat moeders is en kinders wat hulle noem 'n voorkind, wat hulle al voor die tyd gehad het. So, dinge het drasties verander. Ek het net gisterand gaan kyk, weet jy dat tussen, is nie 100% seker nie, maar tussen 46 en 60% van alle geboortes is aan ongetroude moeders in ons land. Dit net daar. Dit is kinders wat groot word sonder 'n vaderlike figuur in hulle lewens. Een van ons dames in Kloetersdorp was hier naweek af, sy het vir Nina dat weet en gesê, luister, bid vir my, ek moet 'n taxi vat na die Oos-Kaap toe. Haar dogter het toe in gemeenskap met 'n Kosaman, en 'n seentjie gehad, sy het nou die seentjie, sy pas hom op. Sy is die ouma van die seentjie, en hierdie man is nou dood, oorlede, en sy moet nou die seentjie afvat na die begrafnis toe volgende. Hierdie naweek gegaan na Oos-Kaap, in die taxi nogal, pad. So, dinge het regtig grootliks verander wat dit alles betref. Ek het ook gelees, interessant, in Noorwe, in Skandinawië, daai Skandinawiese lande, verkies die dames om nie te trou nie. Hulle wil nie meer mans hê nie. Hulle sê nie, ons wil kinders self grootmaak. En weet jy, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle mors hy kinders op, want sonder 'n vaderfiguur sal jou kind nooit ooit normaal wees nie. En ons sien dit in die sonneskool, en ons sien dit in die kerk, en ons sien dit in die lede wat ons het, in die dametjies wat ons het. Weet, waar daar nie 'n vaderfiguur is, wat liefde aan hulle gee nie, weet hulle absoluut niks wat die liefde van 'n man is nie. Dis een van die groot probleme. So die eerste persoon wat ooit liefde aan hulle gee, as hulle nooit, weet pa het nog nooit gesit op pa se skoot, uit hulle drukkies gegee nie, hulle uitgeneem en bietjie met hulle gesels, want die mense doen dit net nie in die gemeenskappe nie. En die eerste persoon wat daar soen, is hy weg. En dit is 'n regtige hartseer storie. Maar vandag gaan ons 'n bietjie anders kyk, en ons gaan lees in Handelinge 18. Ons kyk nie net na, alhoewel ek na die vrou gaan kyk, en ek moet net noem, sy word nie genoem dat sy 'n moeder is nie. Maar ek neem aan sy is 'n moeder, want as sy nie 'n moeder was nie, sou die Bybel so dit dalk genoem het vir ons. So ek neem aan sy is 'n moeder. En hulle is vlugtelinge, sy en haar man uit Rome uit. Kom ons lees in vers 1 van Handelinge 18. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. Hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan. En omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk. Want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek, en die Jode sowel as die Grieke oortuig. Ek gaan net ons so vers lees, maar ons lees van hierdie, ek gaan haar 'n moeder noem as jy nie omgee nie, want dit is ons wys nie, maar sy sê, vroukie met die naam van Priscilla, en is 'n interessant enetjie, wie het al gelees van haar voorbeeld? Wat weet ons van Priscilla en Aquila? Ok, paar dingetjies, ek hoop dat ek
julle vanoggend kan wys. Haar naam beteken eintlik eenvoudig of oudtyds, word so oorgedra. Oudtyds en eenvoudig. Mense het ons nie eenvoudige moeders nodig in ons land vandag nie. Dames wat net moeders wil wees en nie 'n ambag najaag nie, of hierdie ding nie, of daai ding najaag. Sy naam beteken arend. So arend het met eenvoudig getrou. En hierdie twee saam, hulle kom van Rome af, hulle is nou, hulle moes vlug daarvan af, omdat die koning al die Jode uit uit Rome uit gejaag het. Daar sien ons hierdie antisemitisme wat ons vandag nou so baie van hoor. Daar al gespeel in daardie tyd daar. En dit is interessant hoe God werk, want hy stuur hierso tussen hierdie twee mense in 4 verskillende plekke in die Bybel lees ons van hulle. Ons gaan 6 keer lees ons van hulle. En God stuur hierso 'n voorbeeld vir ons wat 'n huwelik behoort te wees. Geen nie baie details nie, maar wat 'n huwelik behoort te wees, gaan ons 'n paar belangrike dingetjies sien. So, hulle word 6 keer genoem hier in die woord van God, en ons gaan kyk na hoe hulle een was in alles wat plaasgevind het in hulle lewens. Vader, baie dankie vir die tyd vanoggend en hierdie kort boodskap wat ek het. Ons vra dat die volgende vir ons net sal bemoedig daardeur, ons sal seën daardeur, en vir ons moeders dalk help en mans help om die mans en vrouens te wees wat ons behoort te wees. Help my soos ek hierdie kort boodskap oordra, en sien ons verder asseblief tog in Jesus naam. Amen. Nou net op asseblief tog, die eerste ding wat ons van haar lees is, sy is een met haar man in die huwelik. En wat ek daardeur bedoel is, sy het alles gedoen saam met haar man in die huwelik. En nooit vind ons haar naam sonder haar man se naam. En haar man se naam sonder haar naam. Hierdie twee, weet die Here het gesê in Genesis 2, of Adam het eintlik gesê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En dis wat hierdie twee gedoen het. Hulle het hulle maat aangeklou. En so te loop, so beter woord as daai aanklou, dit is superglue. Hulle was so superglue, vas aan mekaar. Dis hoe dit behoort te wees. En weet jy hoe dikwels sien ons mans en vrouens, getroude mans en vrouens, op hulle eie. Man is nie saam nie, vrou is nie saam nie. Was nooit so met hulle nie. Wat hulle ook al gedoen het, was hulle saam. Alles saam gedoen. Ek sê vir my vrou net dag, ons was in die mall, en hoeveelheid jong moeders wat ons gesien het, kababetjies, kleinkinders, maar daar is nie 'n man te sien saam met hulle. Nou is die mans allemaal sportsmense, of wat doen hulle, of hou hulle nie van winkels toe gaan nie, of shopping nie, of wat aangaan, weet ek nie. Maar as net dames, is nie iemand saam met hulle. Nou met hierdie twee, was hulle altyd saam genoem. Weet jy kry so elke nou en dan kry jy 'n paartjie, en dis 'n Wilhelmine. Die een naam gaan nie by die ander naam nie, as jy net sê, wel, is Louisa. As jy sê, Wilhelmine, ek weet nou nie. En dit was hulle, Aquila en Priscilla. En baie interessant, halfte van die keer is haar naam eerste genoem, en sy naam. So 3 maal word dit Aquila en Priscilla, en 3 maal is dit Aquila en Priscilla, of Priscilla en Aquila. En die laaste keer is sy eintlik Prisca genoem, nie Priscilla nie. Maar, so na is hulle aan mekaar. En dis wat die Here wil hê in ons huwelik. En dis hoe ons kinders gaan leer, hoe ons behoorlike huwelik te hê. Ons moet hulle leer. Waar gaan hulle leer van huwelik? As hulle sien hoe ons optree, as ouers nie, as man en vrou nie. As hulle nie liefde by ons sien nie, waar gaan hulle ook leer van liefde? So belangrik dat ons dit doen. Ons vind in die wêreld vandag is mense besig om in allerlei ander dinge te kleef, en nie aan die vrou of aan die man. Hulle kry aan die kinders vas byvoorbeeld. En daar is niks daarmee verkeerd nie. Dit is goed dat jy jou kinders liefhet. Maar onthou asseblief nog, die kinders gaan eendag in die huis uit wees, en dan is
wat gebeur dan? Jy sien, en hierdie mense wat klou aan die kinders vas, en die kinders is alles in hulle. So, my skoondogter hardloop hierdie dorp elke dag, een kant aan die ander kant met sport, met hierdie ding, en daarna, sy sleep my kinders oral rond. Ek wonder soms of hulle ooit rus, sy jag so rond met hulle. Maar hulle het hierdie idee dat hulle altyd besig moet wees. En het amper asof hulle kleef aan hierdie sport. Maar ons behoort te kleef aan mekaar. Dis wat die Here se plan was. Dames, julle moet julle mans eerbiedig wees. Hy is die hoof van die huis. Mans, julle moet jou vrou lief hê, soos die Here die gemeente lief gehad het. En dit is God se plan vir alles. Een ding wat snaaks geword het vir my wat bietjie ouer is, hierdie hele idee is dat jy nou nog jou van kan hou. So jy trou nou, weet jy sê vir my, dis al klaar 'n probleem hier so met die huwelik. Jy is nie gewillig dat jy nou 'n viljoen gaan word nie. So jy wil nou 'n smid bly. So nou is jy 'n smid viljoen. Maak nie saak, maak nie sin vir my nie. Maar ons sien hierdie dinge gebeur vandag rondom ons. Ek kan onthou my skoonsister, dat sy 'n kar wil koop, sodat sy ietsie het wat haar eie is. Wag 'n bietjie, ons is getroud in gemeenskap, ek en my vrou is getroud in gemeenskap van goedere. Alles wat ek het is sy, alles wat sy het is myne. Hoekom het ek nou ietsie kry wat myne gaan wees? Jy sien, en die hele idee wat ek sien in hierdie twee mans, hierdie man en vrou, is hulle is na aan mekaar, hulle doen alles saam, soos ek hulle oorlookie gaan sien, en hulle is lief vir mekaar, en so is dit elke dag. Let op die tweede ding asseblief tog. Sy was een met haar man in ambag. Soos weet dan, sal jy sien, dat hy het 'n Jood gevind met die naam van Apollo, afkomstig van Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het, die Jode uit Rome moes vertrek. En na hulle het hy gegaan, omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk. Hy was dieselfde ambag as hulle. Nou wat was sy ambag? Hy was 'n tentmaker. Weet jy dat alle Fariseërs moes in ambag leer, hulle moes iets leer om te doen. En hy het blykbaar geleer om 'n tentmaker. En toe hierdie twee ontmoet, toe is hulle albei tentmakers. Hulle werk saam as dit maak tente saam. En jy kan net dink wat die geselskap was, toe hulle daar rond gesit het en tente aan mekaar gemaak. En hy gewerk het. So, saam met Paulus was hulle tentmakers. En dit wat hier uitstaan vir my, is die feit dat hulle saam is in die huwelik, hulle saam die werk. Sy het nie een kant gesit en gesê, weet jy wat, ek gaan nie werk nie. Werk jy maar en ek sal die huis skoon hou. Maar nie dat daar was verskoon op. Ek verstaan, huiswerk is so hard as enige ander werk. Ek understand dit. Maar in vandagse wêreld is daar soveel wat agter 'n graad aan hardloop om iets spesiaal te wees. My buurman se dogter is 'n dokter. Sy dogter is 'n dokter. En sy skoonseun is die afrigter van die blitsbokke. Okay? Daai twee is amper nooit by mekaar. Sy is hierdie kant en daar, in die hospitaal en hier, en hy is oorsee met die blitsbokke. En ek hou van hierdie vrou, sy het gewerk saam. Hulle het saam dinge gedoen en saam gewerk. En sy was nie bang om te werk nie. En hulle was eerlik in dat hulle gewerk het. Want in daardie dae, soos die sendingwerk begin het, kon hulle sendinggeld inversamel en nie gewerk het. Hulle kon vir geld gelewer het, wat van anders gedoen. Hier's 'n derde ding wat ons van hulle sien. En ek dink dis die belangrikste van almal. Sy was een met haar man in die Here. Nou die Bybel vertel ons nie hoe dit gebeur het nie, maar ons lei af
toe hulle Paulus ontmoet het hulle nie die Here geken nie. En deur om hom te ontmoet, en dat hy by hulle gebly het hulle die Here leer ken. En saam met hom toe gewerk. So hulle die Here aangeneem, en deur ander Christene was hulle gevind, net soos in ons geval. 'n senteling het my na die Here toe gelei. Ek het dan weer ander mense na die Here toe gelei. En so werk die Here, en dit Paulus het vir hulle na die Here toe gebring. En hulle saam, dalk saam dieselfde dag gered. Ek was 2 of 3 maande na my vrou gered, in 1981. En dit was 3 maande wat heerlik snaaks was. My vrou was in die kerk, sy was in Bybelstudie, sy was in damesstudie, en ek was by die huis. En nadat ek die Here aangeneem het ons alles saam gedoen met die Here betref. Weet jy, toe die Here my roep om uit te gaan om voltyds vir hom te werk, toe ek weer kyk te staan my vrou langs by die Here en haar ook geroep, op dieselfde dag wat hy my geroep het. So ons is al vir die laaste 40 jaar, saam op 45 jaar, saam die Here bedien. Maar ons sien hier, hulle is saam die Here aangeneem, hulle het geleer van Paulus, ek dink soos hulle tente gemaak, hulle daar geleer, en so behoort ons mans en vrouens te wees. Weet jy wat baie interessant is, en veral tot is ook, dametjie wat, of die paartjie wat net langs ons bly, in ons kerk is, bly net langs ons kerk. Sy is nie VGK kerk, hy is 'n Pinkster. Hulle loop kerk toe elke sonnagoggend, hy loop so, en sy loop so. Die een gaan die een kerk toe, en die een gaan die ander kerk toe. Nou die dag met 'n jong paartjie gepraat het, ons daai het, wat hulle praat van trou. Sy is in ons kerk, hy is in 'n karismatiese kerk, en hy sê hulle gesels nog wat hulle gaan doen wanneer hulle trou. Want hy weet nie waar hulle gaan dien nie. En ek dink, okay. Maar jy sien, ons behoort een in die Here te wees. Kan jy net dink, daai kinders wat in daai huis groot word, hoe verwar hulle is. Maar vat hulle na een kerk toe, waar dit 'n normale, formele tipe diens is. Die ander kerk gaan hulle daartoe, wat 'n party is, spring op en af, skrikkelik en skreeu, gaan te kere, en hulle weet nie wat dit is om hier te doen. En ons vind dit net 'n gemors mense wat in verskillende kerke is. Dit kan nie werk nie. Man en vrou behoort saam die Here te dien, en mag ek sê, kinders saam met hulle te hê om te dien. Ek is altyd tevrede wanneer daar klein kindertjies in die kerk is, hulle moet van kleins af leer. Hier is die plek waar hulle behoort te wees. En so ons sien dit. Nou hier is nog ietsie wat ons sien van hulle. Hulle was een in hulle vriendskap met Paulus. Jy sê dan dink Paulus se man, die vriend wat hy sal hê is Aquila. En hy sou geskryf het, ek en Aquila het dit gedoen, of ek en Aquila dit gedoen. Elke keer wat ons van hulle lees met Paulus, is dit Paulus en dit is Aquila en dit is Priscilla. Hy noem hulle eintlik sy medewerkers in Romeine 16. Hy sê my medewerkers wat hulle lewens vir hom gewaag het. Nou vertel ons nie wat hulle gedoen het nie, maar op een of ander manier was sy lewe in gevaar en hulle het uitgekyk daarvoor. Hulle was albei lief vir Paulus, albei sy vriende. En weet jy, dis hoe het hoort te wees. Ek onthou jare gelede my een van die dametjies in ons kerk vir my vertel, haar man het sê, waar is jy man, kom in die kerk toe saam met jou. Sy sê, nee, hy het sy vriende. Hy het vir my vertel, sy naweke is sy vriende uit. En hy drink alweer met sy vriende. Sondagoggend, drink hy met sy vriende. Ek sê, wie is die vriende? Sy sê, ek ken hulle nie. Ek weet nie wie hulle is. Want dit is eienaardig, is dit nie. Jy het vriende, maar jou vroukie weet nie eens wie jou vriende is. En in baie mans en vrouens se lewens het hulle vriende, maar die vrou of man glad nie ken nie. En niks van ken. In hierdie geval was hulle albei bevriend met Paulus. En na aan mekaar, en na aan Paulus. En so sien hulle saam met hulle dinge gedoen met Paulus. As jy nou net nou die wys dat saam kerke gestig, hier in Korinthe, dan 'n kerk gestig, saam met Paulus. Hierdie twee. Hulle gaan aanbeweeg saam met hom na
Efese toe. En hulle gaan daar kerk stig. En dan gaan hulle weer in Rome 'n kerk stig. En dan laastens lees ons van hulle is weer terug in Efese en hulle is besig met 'n kerk. So hulle is bevriend met Paulus. Deur die vriendskap het hy hulle geleer om goeie Christene te wees. Deur die vriendskap het hy hulle geleer om kerke te stig. En hulle het aangegaan om kerke te stig. Wonderlik. En sê vir ons dat hulle lewens gewaag het vir hom. Wonderlike vriende wat hulle was. Hier is 'n 5de ding wat ons van hulle leer. En dit is, sy was een met haar man in die kennis van die woord van God. Nou, ek en my vroutjie is een in alles wat ons doen. Ons gaan amper nooit uit alleen nie. Alles wat ons doen ons saam. Ons doen selfs in stille tyd, sy na kamer en ek in my kamer. Maar as gevolg van dit, ken my vrou die skrifte beter as wat ek ken. Ek moet haar so elke nou en dan vra. Wie is dit nou weer? Wat het daar aangegaan? Ek dink dit is goed dat ons dames, ons mans almal die woord van God goed ken. En ons vind wat gebeur het, is 'n man met die naam van Apollos. Apollos is 'n man wat uit Alexandrië uitkom. Hy's 'n Jood. Kom ons lees vir hom in vers 24 van hoofstuk 18. En 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man, het in Efese aangekom, en hy was magtig in die skrifte. Hy het onderrig ontvang in die weg van die Here, en vurig van gees het hy gespreek, en die dinge aangaande die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek. Maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle nog geneem en hom noukeurig die weg van God uitgelê. Interessant is dit nie. Hulle neem hom, al wat hy van geweet het. Hy het geweet van die doop van Jesus. Hy het geweet van die doop van die Heilige Gees. Tog het die Here hom grootliks gebruik sonder die Heilige Gees vir 'n tyd. Maar hulle neem hom daai kant toe en albei van hulle wat die skrifte geken het, help hierdie man om te verstaan wie Jesus is, wat Jesus gedoen het en alles rondom wat dit is om 'n ware Christen te wees. Hulle het hom begin om dit te doen. En hy het toe gebly in Korinthe en hy het daar die kerk oorgeneem toe hulle weg en aanbeweeg het. En wonderlik het hulle is hulle die skrif nie geken het nie, sonder nie hierdie man kon gehelp het nie. En net op weer eens sê Paulus, dit was nie net, of Lukas van die woorde geskryf het, sê nie, dit was Aquila wat hom geleer het. Aquila en Priscilla. Albei saam het die man geleer. En ons wat ons doen in ons kerk, in ons huis, as ek iemand het wat 'n probleem het, wat enige raadgewing wat ons moet doen my vrou saam met my. En ons hanteer dit 99% van die tyd is die twee van ons saam. Veral as haar vrou betrokke is. Ek wil nie alleen met 'n vrou werk en sy kan beter weet as wat ek doen. Sy gaan baie my vir my help wat dit betref. En so, ons vind, dit is wat hy daar gedoen het. En so, hierdie twee was, wat Jesus het gesê, ons moet uitgaan, ons moet disippels wees, en ons moet disippels maak. En jy kan nie disippels maak as jy die woord van God nie ken nie, vriende. En ons moet die woord van God inneem, leer, dit lees, sodat ons met anders kan praat oor die Here. En dis wat hulle gedoen het. Die laaste dingetjie wat ek vir julle wil wys van hulle was een in die diens van die Here. Hulle het albei in die diens van die Here ingegaan het. Soos my vrou saam met my in die diens ingegaan het. Albei was betrokke in diens doen.
Ons vind byvoorbeeld in baie kerke, sit die vrou daar iewers en die dominee is hier en hy's dominee min aandag gegee aan die vrou. Sy doen eintlik baie min en sy's nie eintlik betrokke nie, sy's maar net amper soos 'n lid in die kerk. Nie in hierdie kerk nie, hierdie vroukie was betrokke in alles wat hulle gedoen het. Ons vind hulle eers gaan hulle saam met Paulus die kerk op Korinthe stig en sy is betrokke. En dan daarna in Rome, ek het net nog vele quoteer uit Rome, uit 1 Korintiërs 16, waar Paulus skryf aan die kerk van Rome, en hy sê, Aquila en Priscilla, saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. Let op, hulle het 'n kerk in hulle huis. Hulle het nou gekom van waar hulle saam met Paulus was in die huis, en hulle het daar gewerk, nou is hulle besig om 'n kerk te stig in hulle huis. En dan later is hulle in Efesiërs besig en Paulus skryf aan Timoteus, 2 Timoteus, en Timoteus is in Efesiërs, en hy sê daar so groet Priscilla en Aquila en die huis van Onesiphorus. Weereens het hulle 'n kerk in hulle huis. So, om op te som, hierdie twee was een in alles wat hulle gedoen het. Een in die Here, een in hulle huwelik, hulle het hulle huwelikspligte ernstig opgeneem, een in die werk, in die ambag saam, een saam met vriende, selfde vriend gehad, een in dit, en dan een in kerk stig, en een in diens, en hulle daar saam dit alles gedoen. En interessant, dat hulle rondgegaan het, van wat hulle by Paulus geleer het, om 'n kerk te stig, het hulle in Roma en weer in Efese, en dan ook in Korinthe die kerke begin het. Wonderlike paartjie. Hoop het help vir julle, help vir ons mans ook om 'n bietjie ons vrouens te help met wat gedoen moet word, so saam met hulle is. Ons bid, Vader, dankie vir hierdie tydjie saam vandag. Dankie vir Priscilla en Aquila en die voorbeeld wat vir ons is, dat jy dit in die Bybel vir ons is gegee. Sien ons verder, soos ons nou uitgaan, verder Moedersdag geniet, sien ons moeders veral, mag het 'n pragtige dag vir hulle wees. Dankie vir julle almal wat hier is vandag, ons sien julle daarvoor in Jesus naam. Amen.